Jy is ingeskakel by PAX UCC TV. Dit bring vir jou die nuutste Bybelstudie, die nuutste Christelike boodskappe en gepaste musiek.
speciale dag voor ons is geïnteresseerd en baie blye dag. Die ene wat die selfies is, dit is 'n sekonde. Mr. Parks, dit is 'n sekonde. Dis baie spesiale mense die keer vanoggend. My familie het PE gekom om hierdie dag saam met ons te wees. Ons gaan nou vra vir Suster Aleka Loos om haar die beter te help. Sy gaan ons openingsgebed doen en dan gaan ons daarna met sy ons ervaring doen. Dankie Aleka. Maar ons is hier vanoggend om die Here se naam groot te maak en ons
ons harte moet vrolijk wees. Want die Here is vanmôre die kenner van ons harte. Want die woord van die Here verklaar, bedrieglik is die hart van die mens. Maar ek glo nie ons is vanmôre hier met bedrieglike harte. Totdat ons bid tot eer van die Here. Here, baie dankie vir so 'n goddelike môre. Baie dankie Here dat U my vanmôre gekies het. 'n ou klein mens, Here. U het my gekies om te kom roep op U naam. Here, want U naam is vanmôre 'n sterk toren, Here. Here, U verklaar net die wat rein van hart is. En rein van hande is, Here. En rein van harte is, Here. Kan inbeweeg in die teenwoordigheid van die Here. Ja, ek kom bid in hierdie oggend hier, Here, dat alles wat hier sal gedoen word, ontvanklik sal wees, Here. Here, kom seën vanmôre ons gemeente, die bestuur van God se kerk, Here. Kom salf hulle in die naam van Jesus. So elke organisasie, Here, wat aan U behoort. Salf ons in die hemel van U hoog wees, Here. Here, want ons het dit vanmôre so nodig. Here, ons kan nie 'n tree waag in hierdie môre as U dit nie vir ons toelaat nie, Here. Here Jesus, ons kon slaap, U het ons wakker gemaak. Here, ons kon op, die wat nog kon spring, kon opspring, Here. Die wat opgestaan het, Here, het opgestaan en hulle is in die teenwoordigheid van die Here. En Here, leer ons dat ons vanmôre hier in die teenwoordigheid van die Here is om te bid vir die wat nie vanmôre hier is, Here. Want Here, net U ken elke mens se omstandighede, Here. En dan wil ek vanmôre bid vir die wat so die bedroef is wat getref is deur die dood. Die Noble familie in besonder, Here. Die Job familie, Here. Die Erasmus familie, Here. So baie wat ek nie eers vanmôre van weet nie, Here. Maar U is die kenner van die harte. U ken elke mens vanmôre, Here. Kom seën die gesag van die Here vanmôre in die naam van die Here Jesus. Dankie vir families wat ver gekom het om U teenwoordig te wees, Here. Here, seën vir hulle ook so vanmôre in die hemel van oog. Here, U sê vanmôre rondom Jerusalem is berge. En omdat rondom Jerusalem berge is, Here, weet ons U is daar. Here, as ons staan, ons is die gesag van die Here. Kom seën vir ons vanoggend, Here. Seën die prediker. Seën vir Suster Wendy Jas wat die diensleier is, Here. Ag Here, gaan vanmôre niemand verby nie, Here. Gaan niemand verby nie, dat ons hande sal uitsteek en dat ons sal sê, Here, hier is ek. Vat my hand, Here. Lei my vanmôre van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Here, ek wil vanmôre so besonders my eggenoot vir hom Loos, my ouderlinges van die gemeente voor die Here bring. Here, wat so met hartloop, Here. Here, kom seën vir hom. Kom salf hom in die hemel van hom hoog, Here. Salf sy voete, Here. Salf sy verstand, Here. Ek sê baie keer ek het hom vroeg kom gesê, jy lyk vir my moeg. Dan jy die Here se krag is alles moontlik. Kom versterk hom vanmôre, Here. Versterk vir hom, Loos, Here. Gee hom nuwe hoop. Want hy is geanker in die Here. Seën hom vanmôre, Here. Seën hom, Here. Want ek weet wat se toekoms hier vir hom beplan, Here. Kom dan so, Here, kom seën vir ons almal die teenwoordig. Klein en groot, oud en jong, dat die seën van die Here by niemand sal verbygaan nie. Dat ons hande sal oopmaak en ons dit op ons skote hou en sê, laat die seëninge van die Here my benat vanmôre. In die naam van Jesus. In Jesus se naam. Want ons het so baie nodig, Here. Ek myself het dit nodig. Ek bid vanmôre so besonder vir ons mammas, Here, wat vanmôre hier is. En baie van ons weet moontlik nie is vanoggend waar ons se kinders, Here. Maar Here, skenk U genade vanmôre. Genade in oorvloed. In Jesus naam. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth
sing vir die Here 'n nuwe lied, want hy het wonders gedoen. Sy regterhand, sy heilige arm, het hom bygestaan. Die Here het sy verlossing bekend gemaak voor die oë van die nasies. Hy het sy troue liefde, sy getrouheid teenoor die huis van Israel onthou. Al die uithoeke van die aarde het die verlossing deur ons oog gesien. Jy het die Here van die Here, o ganse aarde, wees vrolik, jubel en sing. Besing die Here met begeleiding van liere, op die lier saam met die klank van sang, op trompette saam met die klank van ramshoorn, juig voor die koning, die Here. Liewe gemeente van Jesus Christus, van Here Jesus Christus, genade en vrede aan die almal in die naam van die Vader en die Seun en van die Heilige Gees. Genade en vrede ook aan u. Amen. Ons gaan nou vra vir die Juliënkoor asseblief hulle sangstuk vir ons te doen. Dankie.
Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre. Ek groet u in die onfeilbare naam van Jesus Christus. Ek dink ons het daar reeds die kerkraad verwelkom, ons gemeente, ons besoekers, en daar was 'n spesiale verwelkoming aan die vroue van ons streek, George Parkdien. Hulle is in die huis, Groot Brak is ook in die huis, en dan ons interkerklike vroue. Nou ons weet ons, maar ons sing ons gewoonlik vir ons besoekers, kom ons sing vir hulle, dat hulle nou spesiaal welkom voel. It's a welcome, yeah, it's a welcome, yeah, it's a Christmas welcome, yeah, it's a welcome, yeah, it's a welcome, yeah, it's a Christmas welcome, yeah. We want everybody to be happy, we want everybody to be glad, we want everybody to be happy. Spesiaal welkom vanmôre. Ons begroeting kom uit Jesaja 65. Ek lees net so 4 versies daar. Die opskrif: 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek gaan 'n nuwe hemels en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel tot Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer gehoor word. Weer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Dan vers 25. Die wolf en die lam sal saamby. Die leeu sal strooi vreet soos 'n bees. En stof sal die kos van die slang wees. Op my heilige berg sal niks verkeers gedoen word nie. Niks vernietig word nie, sê die Here. Dit is ons begroeting uit die woord vanmôre. Ons het nog steeds siekes in ons gemeente en ons gemeenskap. Ons het nog steeds broer West van jou Park, Suster Manelie en Suster Jonas Hulle. Dan het ons verneem van broer Charles Stoffels wat in die hospitaal was. Hy is weer uit die hospitaal en hy sterf tuis aan. Ons is ook bly om meneer Dreyer vanmôre op 'n 91 jaar ouderdom te sien in die huis van die Here vanmôre. Hy het vir my gesê, dis hom aangenaam om weer in die huis van die Here te wees. En so is belangrik sy versigtinge dat hy net in die huis van die Here vanmôre kan wees. Ons het ook verneem van broer Koboni wat in die hospitaal was. Broer Koboni is vanoggend ook in die diens en hy was nie wel nie, maar ons is baie bly vir die Here dat die Here hom ook die Here sê, ons moet nie ophou om te bid vir mekaar nie. So dierbaar is moet nie ophou om te bid nie. Die Here kan nog omstandighede verander. 'n Vriendelike versoek. As u asseblief u selfoon op silent kan hou, veral wanneer ons hier met die dienswerk van die Here besig is. Ek sê nie, u moet hom nie saam doen. U kan hom silent hou
En as die Here in die tussentyd vir u bel, dan antwoord u na die diens. Ons het met leedwese verneem van die afsterwe van broer Steven Job in die hospitaal, in die Senten Medikliniek. Ons het nog van die hele week gevra vir voorbidding, maar die Here het 'n ander besluit geneem. En hy is na sy ewige tuiste. Die rede soos ons ontvang het van die familie af, is die 20ste November, 7 uur is die troostdiens hier in die plaaslike kerk. Die begrafnisdiens is 9 uur by die huis komende Saterdag en 10 uur hier in die kerk. Dan het ons ook verneem van Suster Cecilia Antila Noble. Ja, dit is nou moeilik, want as die ma is, dan is het moeilik. Ons het 'n datum gekry vir die troostdiens komende Woensdag. Ons sal bevestig, die familie sal bevestig of dit hier in die plaaslike kerk is of by die Anglikaanse kerk. Sodra ons meer inligting het, gemeente, dan deel ons dit met u. Dan het ons ook verneem van 'n inwoner van een van ons geboue by die Mastermyne, broer Edgar Dixon, is ook die afgelope week oorlede. En dan wil ons as die bestuur die kerk ook ons medelee oordra aan George UCT, met een van hulle lidmaat, broer Rassie Erasmus se dogter, Suster Gertrude Erasmus, wat ook die afgelope tyd oorlede is. Ek gaan vir u bemoedig uit die woord van die Here wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 54 en 55. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat daar geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou oorwinning? Ons wil vir hierdie dierbares met hierdie woorde bemoedig vir alles wat daarvoor lê en vir hulle wat ook in rou gedompel is. November maand is die National Diabetes maand, soos in die algemene taal, suiker siekte. So dis die maand wat November is. Ons die volgende verjaarsdag vir die afgelope week, op die 13e het eerwaarde Natalie Moos verjaar en Suster Sally Stoffels, op die 14e Suster Donique van Rensburg, op die 16e broer Wentry en Setty ter Blaans. By 3 het môre aan hulle Bybelstudie by die Grove woning. Streeks aangeleenthede. Vandag is die battalion meeting dink ek op Park D. Vanaf die 25ste November tot die 10de Desember het ons 16 dae van aktivisme teen geslagsgeweld GBV. So ons hierdie kampanje sal ran en ek glo ons Mission Council sal nou betrokke wees met hierdie kampanje teen gender-based violence. Die 22 tot die 23ste is 'n bandfees op Union Dale. Dan volgende week vier Pakkersdorp First Company hulle verjaarsdag en hier sal 'n paar brigades teenwoordig wees
en hulle wil ook maar middagete aan hierdie dierbares gee. As u geroepe voel of in die hart om enige bydrae of geskenking aan hulle te maak, sodat hulle 'n pragtige dag kan hê en te kan voorsien, is u welkom om by Luitenant Forsie en Luitenant Parks, Jonathan Parks in aanraking te kom. Hulle sal u verder lei in hierdie verband. Ons het vanmôre 2 skriflesings. In Maleagi 4 vanaf vers 1 tot 2 en dan Lukas 1 net vers 45. Maleagi 4 vers 1 tot 2 en Lukas 1 net die 45ste vers. As u vanmôre iets het om te voel om te vier. As jy verjaarsdag of huweliksgedenking net vir die Here wil dankie sê, as u vanmôre miskien vertroosting nodig het, of net voel u wil 'n gebed ontvang, is u meer as welkom om te staan. Ons suster Johnson gaan ons verder lei in hierdie verband. Baie dankie gemeente. Ek wil aan u voorhou die skrifgedeeltetjie uit Psalm 37 vers 23 tot 26. Ek glo u weet almal hoe die staan. Op een of ander manier het die Here vir u deurgekom. En dit is 'n dankbaarheid wat u vanoggend vir hom hierdie eer wil omgee, deur op te staan. So ons vertrou dat die Here wat julle tot hier toe gelei het, hy ook u weer verder sal lei. Ek lees vir u uit 37, Psalm 37, vers 23. Die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom weer op. Ek was jong en het oud geword, maar nooit het ek 'n geregverdige verlater gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Hy is altyd vrygewig. Hy leen uit sonder rente, met sy nageslag sal dit goed gaan. Suster Sina sal die bemiddeling bring in die vorm van 'n gebed. Gee my die geleentheid om vir ons juffrou Annelies, wat op synodale vlak vir ons leierskap waarneem. Juffrou, ons is baie trots op u en ons weet dat u die werk gaan doen asof dit u Here. En dan wil ons Suster Letitia, wat op streekvlak weer ons leier is in hierdie omgewing, wil ons ook sê baie welkom. U kan staan, sodat dit ook weet wie se wat ons weet. Baie dankie. En dan Suster Letitia, gelei Altila en onze kinders, baie dankie vir die ma wat julle vir ons geleer het, om vir ons te leer
aangaande die weg wat ons moet gaan. Antilla was vir ons 'n voorbeeld. Nooit geskroom om die naam van die Here groot te maak. En daarvoor dank ons die Here. En ons wil vertrou dat dit wat sy in julle beleef, die legacy wat sy agtergelaat het, dat julle dit sal vorentoe neem. Mag die Here vir julle in hierdie tyd versterk en altyd hier met julle wees. Ek is bekommerd oor wie gaan Antilla se plek inneem. En ek laat dit ook met die gemeente. Daar is soveel wat moet gedoen word. Die mure van Jerusalem stikken. Dit moet opgehou word. Ons jong mense is nergens te sien. Ons het 'n handjie vol vroue wat saam die waardeur die druk trek. Dis tyd julle dat ons nader staan om die werk van die Here te doen. Want is dit nie vir die Here is nie, waar sal ons wees? Baie dankie, die Here seën julle. Môre broers en susters, ek het nou gewonder vir jaar. Maar kom ons bid saam. Dankie Here vir iedereen Here wat vanmôre opgestaan het. Here, U ken hulle gebore soos wat ek hulle ken. Maar sterkte vir elkeen Here in die jare, geluk, mense wat gelukkig is, wat voorkom Here, gee vir hulle krag en sterkte in die pad vorentoe. Here, dan kom ek vanmôre weer vir U sê baie dankie. Vir ons wat U vanmôre uitgeroep het om ons te gebruik. Here, ontvou ons met U arms. Sit in ons lippe, Here, wat U wil hê ons moet vanmôre doen. Here, dankie vir ons vroue, Here, van Rosemond. Here, U is krag en U is waarheid. Here, maak hulle ook toe, laat hulle ons gedank het om te Here. Ek wil ook dankie sê, Here Jesus, vir Brak. Dankie, Here, dat U hulle gestuur het en dat U die pad was met hulle. Here, nou wil ek besonders vir juffrou wat vir ons die woord gaan bring. Here, wil U vra maar om toe te maak vir die bloed. Here, sit hier in haar lippe wat U wil hê sy vir ons bring. Here, U weet sy staan in die werke. Here, hou haar vas. Maak haar toe, Jesus, dat sy elke dag die krag sal hê om ons te doen. Here, en ek wil self verkies, soos U gehoor het ons leier. Nou, ek moet my vanmôre gedrag, Here Jesus, op anders gesit sien hy uit. Maar dankie, Vader, dat U haar ook gebruik het om ons te dien. Gee vir haar krag, Here. Gee vir haar sterkte, Here, want dit is 'n lang pad wat hulle twee moet loop om ons te dien. Here, ek sonder U kan hulle dit doen nie. Daarom vra ek, Here, dat U ons elkeen sal leiding gee en ons sal krag gee. Here, dankie vir alles wat ons vanmôre voorsit. En dis net hier U wat ons kon doen. Wees genadig, Here, en maak ons toe met die kosbare goed. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie aan Sien. Dankie Elvis, baie dankie. Ik wil iets verduidelijken voor ons hier aan de conferentie dat je niet hebt. Voordat ik zie je vraag om te zingen. Ik weet niet of van jullie gezien daar achter in die portaal van die kerk is een tafel met certificaten. En daar is dus vrouwen wat in hierdie bediening in hierdie kerk gestaan het, voor ewige dagen gewees het. Wat in die vrouwenbediening gewees het van ons dorpkerk. En ons het het goed gedink om die name te vraag van die sisters wat nou al believe Jesus is. Hulle kan op die dag sien. My ma het altyd gesê, ek vir my blomme dat hy dit kan sien. Nee? So ons het goed gedink, die name wat ons jou deurgekry het
hulle 'n sertifikaat gegee, gelaat maak, om nie dan te sê vir die vroue, wat vandag ons voor uitgegaan het, as met die week van die Here gestaan het van ons doorweer. Nee? So agter is daar 'n hele paar sertifikate, die name sal ons later aflees, jy kan gaan loer daar. Hierdie dames is ons nog nie meer nie, maar ek voorstel, dis 'n familielid, 'n vriend, 'n suster, 'n kind of 'n kleinkind. En julle as familie het ook ons al die susters afgestaan, sodat hulle in die huis van die Here kan wees. En dat hulle kom weer vir die Here in die huis en vir julle daar in die huis van ons. Dit is nie 'n klein token of appreciation, wat ons gedink het om te doen vir die susters wat ons voor uitgegaan het. Baie dankie. Ons gaan nou vir die CD oorgeras.
Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja, Vader, want so het U dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou. Kom nou, Here, en laat U seën vanoggend deur die woord ons lei om U te ken. Amen. Namaste. Ons gaan nou vir Suster Lilian Simon vra of ons die skriflesings te doen. Soos julle gehoor het ons 2 skriflesings. Melanie, hy het dan die Roshia en dan die susters se dikstok. Op onze tekstvers vir die susters is Lukas 1 vers 45. Hulle het vir my gesê, Mika, nou sien ek is Malachi. Ek het gister seker gemaak by ons byeenkoms, sê hulle vir my, Mika, maar dis Malachi. Kom ons lees. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeerdeles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uitreik en hukkel soos kalwers uit 'n stal. Dan het ons Lukas 1 vers 45. En hierdie skrifgedeelte is ook op die sertifikate vir ons ontslaafde broeders en vroue wat ons vooruit gegaan het. Ek lees, gelukkig is sy wat glo in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. En my nuwe vertaling sê, ek net die kry, want die sê het 'n bietjie anders. Julle weet van my as ek hier staan. Okay. Dis net die een. Jy is geseënd omdat jy vertrou het dat die Here sal doen wat hy gesê het. Ek lees dit weer. Jy is geseënd omdat jy vertrou het dat die Here sal doen wat hy gesê het. En dit is die woord van God. Dankie allemaal. Word we nou die Idolsteam vra om ons te lei, terwyl ons die sag, die geld wat sag hou. Ek moet die geld wat sag hou, dat die stad is toegerig.
aan maken tot je mijn vader, Heer, vanmorgen tussen ons stap, Heer. Dat die samen met ons stappen, Heer. Het was vandaag, Heer, om op te staan, wat ons weet te gaan, die samen met ons gaan, Heer, dag, Heer. Maar dank u, dat is amper een jaar, Heer. En iets voor ons, Heer, gedraaid, Heer. Maar ons zo ook niet toe, Heer. Kom naar vandaag, vandaag, Heer. Maar ja, ik zeg dat die in die boot, wat ons een goede Heer. Heer, daar is bij je wat je heeft, Heer. Maar kom, Heer, ga niet over, Heer. Heer, moet je vragen, Heer, die hij zelf, hij geld op zelf, Heer. Want ons weet niet wat, maar kom, hij geld, Heer. Misschien was hij zelf samen met de koelen, Heer, op die tebben, Heer. Heer, maak hem rijden, Heer. En dat die mensen wat het gaat, Heer, Heer. En we zullen kunnen met in Jezus' naam. Amen. Dank u, Monica. Waar is dit in aankondiging? Die gebedsgroepie is komende woensdag by Juffrou Simon in Blanco. So, dis die een aankondiging en dan ons ambtebeampte was die afgelope week uitstedig as gevolg van 'n operasie. Hy sal werk. Hy lyk nie medisyne nie, maar hy het nie. As niemand het hom aangeraak nie, dis maar net die after effects van die operasie. Hy is weer terug. So as u saakies wil doen met ons, u weet mos wat 'n saak is, dan is u meer as welkom om weer met hom kontak te maak. So dis al die aankondigings wat ons moet vergee. Ek dink die aankondiging raak en die ander aspek oor die droma sal dan weer mooi vir ons sê. Baie dankie. Baie dankie vir ons sê dat die telefoon aangebring. Juffrou is so salig. Ek weet nie hoe juffrou. Hoe is dit die verhaal is so salig, so rustig, effek op 'n mens. Juffrou is so
skrifgedeelte byvoeg. En dit is kom ook uit Lukas, en so jy kan net 'n bietjie vorentoe blaai. Ek gaan dit net byvoeg by ons ander twee skrifgedeeltes nie. Dit is Lukas 17. Jy kan net voortgaan na Lukas 17. Lukas 17. Lukas 17 vers 15 tot 19. So jy laai net 'n paar bladsye vorentoe, dan Lukas 17 toe, vers 15 tot 19. As almal dit het, en een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers uit dood is nie? En hy sê, en vir hom sê, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Dit is die woord van die Here, soos die woord van die Here vir ons sê. Nou, broers en susters, wanneer ons teruggaan na die storie wat ons nou gelees het, van die 10 malaatse mans wat Jesus teëgekom het, kom ons agter, hulle was eerstens malaats. Nou malaat beteken, dit was een van die erge siektes wat mense kon opdoen in die Bybelse tyd, en ons sit hier met 'n verpleegster van ons midde, sommer die van die vroue suster Letitia, nou wat weet, dit kan so erg raak dat mense se vingers en tone kan ontbind. So erg dit kan verdwyn. En dit was aansteeklik en dit het op die vel gewys. So mense kon sien wanneer jy malaats is. En jou vel het verdonker. Dis maar een van die dinge wat ek noem, en daar is nog baie ander goed wat in jou liggaam gebeur. En sy sê vir hulle, op geen oomblik het Jesus vir hulle beloof, jy gaan gesond raak toe jy teekom nie. Hy sê vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. Aan die heel begin sê vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. In geloof het hulle self vir die priesters gaan wys. Hulle was nie seker of hulle gesond het. Hulle was nog nie gesond nie. En hulle het gegaan, hulle het self vir die priesters, maar op pad na die priester toe ontdek hulle, maar ons is genees. Hulle kom met agter in hulle liggame, daar is 'n verandering, ons is gesond. En tot hulle eie verbasing, toe hulle op pad was ek daar agterkom, hulle is gesond. En een het omgedraai en God begin prys. En die Here begin loof. Hy het voor Jesus en het omgedraai terug en het voor die Here se voete neergeval en God hardop geprys en gedank. En hierdie man was 'n Samaritaan. Nou wat is dan so besonders aan 'n Samaritaan, broers en susters? Baie Jode in Jesus se tyd het die Samaritane gehad. Die Samaritane was die vyand van die Jode. En hulle probeer om geen kontak met Samaritane te hê. En sommige Jode het die woord Samaritaan eintlik as 'n belediging beskou. As jy praat van Samaritaan in 'n geselskap, dan insulteer jy die geselskap, nee? En die klem van vandag op die feit dat hy omgedraai het. Alhoewel hy 'n Samaritaan was, het hy omgedraai uit dankbaarheid.
Die vrou het vir my gesê, hulle tema, dit waaroor hulle wil hê, ek moet vanmôre die woord van die Here bring, as dankbaarheid. En hy het omgedraai uit dankbaarheid uit. Hierdie selfde dankbare geloof kry ons by ons skriflesing uit in die vorige deel van Lukas. Toe Maria hierdie dankbare geloof. Ons kan 'n dankbare geloof hê. Toe by Maria, toe sy vir haar niggie Elisabeth gaan besoek. En Elisabeth was hoogswanger met Johannes die Doper nie. Dit was ons hartkind wat sy gehad het. En hier kom haar Maria na haar toe en sy kom besoek haar. Sy was vol dankbaarheid, want die Here het vir haar gesê, jy is die begenadigde. En as ons deur middel van die engel en die engel het ons na haar toe gekom en gesê, vir jy is die begenadigde. En as ons kyk na Maleagi, wat ook 'n deel is van ons skrif, ons wil nou mos ook dinge bymekaar bring. Maleagi praat die woord van die Here van son van redding met genesing. Maleagi praat weer van genesing, praat ook van genesing. En by die 10 Maleagi was ook van genesing. Die son van genade in sy strale. Nou die son word geassosieer met God se wet en orde. Ons moet nie mekaar verkeerd verstaan nie. Wat ons vir die Here doen, moet in orde gedoen word. En op 'n ordentlike en 'n mooi manier nie. Die Here het gegaan en het al die tafels omgekeer van die mense wat hulle gedoen het waarmee nie tevrede was daar in die tempel nie, want die Here is 'n God van orde. Die son wat Maleagi van praat, wat so regtig skyn op ons, die son van genesing is van die Here se orde. Die Here se wet en orde. En die wat die Here dien sal God se geregtigheid deel. Dit sê Maleagi. Daardie sal hulle genesing ervaar. So, dankbaarheid is nie wanneer ek met my tong en my lippe sê, liewe vroue, baie kere dat ek het die gedeeltes wel geken, dat wanneer ons klaar iemand vir my iets gedoen het, dan sê ek, dankie vir alles. Dankie vir alles. Of ek weet nie wat om te sê nie. Dit is die geuite woorde wat ons gereeld gebruik wanneer ons vir mekaar sê dankie. Dankbaarheid is 'n leefwyse. Of dit is veronderstel om 'n leefwyse te wees. Nou, as ek dankbaar is omdat die Here my siel betyds kom red het, dan sal ek 'n vrou wat nog nie met die Here is nie, om ook hier te kom. Dit is wat dankbaarheid is. Dankbaarheid moet ek uitleef. Nou, as ek dankbaar is dat die Here my genees het, as ek siek is en ek raak gesond, dan is ek ons dankbaar. Ek is so bly. Ek is net soos hierdie een Samaritaan wat omgedraai het en voor die Here se voete gaan neerval en net om vir die Here te sê dankie. As die Here my genees het, dan ons het mos 'n gewoonte. Ons het 'n gewoonte om van mekaar se siekte ongeselskap te hou. Nee, ons maak dit ook 'n onderwerp van bespreking. Maar as die Here my genees het, dan sal ek niemand se siekte bespreek nie, of van dit geselskap hou nie. As dit nie is om die een te help nie, dan sal ek eerder in stilte bid vir my broer of my suster. As die persoon siek is, want dit wat die Here vir my gedoen het, moet ek sê, kan die Here ook vir hom of vir hom. Nou, as ek dankbaar is dat die Here my man, baie kere, ek weet nie of ek kan nie sê of vanmôre, miskien iemand in hierdie
'n situasie probeer ontsnap waar 'n familielid van my 'n kind of 'n broer of 'n suster of 'n ouer miskien vasgevang is in alkohol. Dis mos die alledaagse situasie. Sal ek nooit weer praat van my man of my suster se man of kind wat drink nie. Ek gaan in stilte vir daardie jong mens bid en sê, Here, laat dit ook verbygaan. Laat dit ook verdwyn. Laat my suster se man ook nigter raak. Ek gaan nie daarvan geselskap hou nie, want die Here het verbygekom en het my genees. En ek is dankbaar. En nou die son, die helder son van Maleagi, wat Maleagi van praat, sy strale het op my geskyn en ek het genesing ontvang. Daarom is ek dankbaar. Iemand het een keer gesê, as ek terugdink aan watter pad die Here met my gestap het, dan raak ek eers later aan. As ek nou partymal terugkyk op my lewenspad en ek dink terug wat het die Here alles vir my gedoen, dan skrik ek. Het ek alles deur dit alles gekom en al wat ek kan sê is dankie Here. 'n Hart vol dankbaarheid en dankbaarheid verwag lof en prys. Dankbaarheid verwag lof en prys. Ek moet die Here eer. Ek moet aan die Here die eer gee. Dit is wat dankbaarheid is. En dan onthou ek die Samaritaan het omgedraai dankies te sê. Soms verwag die Here 'n dankbare mens en onthou, kom ons rekening. Die Samaritaan het omgedraai. Hy was dankbaar en het omgedraai. En omdraai beteken verandering. Omdraai beteken ek moet heeltemal van besluit verander. Ek moet in Engels is omdraai beteken change. Omdraai beteken dit moet nou anders wees. Vandat ek genees is en met genees praat ons nie van liggaamlike siektes nie. Daar is ons baie siektes waar ons ly. Ons kan 'n boek skryf daaroor, oor die baie hartsiektes en geestelike siektes nie. En kwaadword siekte en so gaan ons maar voortgaan nie. Maar die Samaritaan, die een man wat niemand dit van verwag het nie, het omgedraai. Hy het verander, want hy was dankbaar teenoor die Here. Hy het nie omgedraai, sodat mense kan sien, hier draai hy om nie, omgedraai om die Here te eer. Hy het verander om die Here te eer. En omdraai beteken 'n ommeswaai in my lewe. Omdraai, die Samaritaan het omgedraai. Hy het heeltemal 'n ander pad gekies, want hy was dankbaar. En soms verwag die Here van ons om in dankbaarheid om te draai. Dit beteken ek moet van rigting verander. As ek gewoond was om oos te om wes te hardloop, dan moet ek nog weer oos begin hardloop, want die Here was my goed. Die Here was my goed. As ek net terugdink aan wat die Here vir my gedoen het, dan moet ek omdraai. Soos die Samaritaan, ek dankbaarheid, sy het dit oorgeloop, daarom het ek omgedraai. En om opreg dankbaar te wees beteken dat ek nie die Here sal bevraagteken nie. Susters, Maria het nie die Here bevraagteken nie. Maria wat ons gelees het, wat vir Elisabeth gaan besoek het, sy het nie die Here bevraagteken nie. Sy het in dankbare geloof, het sy aanvaar,
dit wat die engel vir haar gesê het. Die engel het vir haar gesê, jy is die begenadigde. En sy het dit in dankbare geloof aanvaar. Die 10 melaatse mans het die Here teëgekom, hulle die Here ontmoet, en die Here het hulle gesê, gaan wys julle vir die priesters, hulle was nie geweet wat gaan gebeur nie. Maar in dankbare geloof het hulle gehardloop aan die Here toe gesê. En soms verwag dankbaarheid ook gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan die Here. Wanneer ek dankbaar is, dan gaan ek gehoorsaam wees aan die stem van die Heilige Gees. Nou, as ek 'n dankbare vrou is, sal ek die Here eer, nie teenstaande wat al gebeur het. Baie kere, dan lewer ons om dankbaar te wees. En dit het nou al gebeur, en dit het al gebeur, en waarom sal ek nou so dankbaar wees? Miskien is dit ook nou nie nou, maar ek gaan nog steeds die Here eer, want dankbaarheid beteken ons om te jubel in die Here. Dankbaarheid beteken nie teenstaande wat gister en eergister gebeur het, gaan ek jubel in die Here. Nou, om dankbaar te wees beteken ek doen vir die Here wat niemand anders bereid is om te doen nie. Jy weet, jare gelede het 'n familielid van my in Port Elizabeth gesterf, en dit was die vrou, die persoon, die vrou se ma het by pa by gebly toe hy baie jong was in Port Elizabeth gaan werk. En destyds het die mense uit die kleiner dorp by Port Elizabeth toe gegaan daar gaan werk. En by pa daar gebly, sy jongmanslewe by die huis gebly. En toe sterf sy, en sy susters het laat weet, hulle is nog jammer, hulle gaan die begrafnis toe nie, want dit is die dag voor Kersfees. Dit is die dag hulle toe sy nou begrawe is. Hulle sal nie 'n dag voor Kersfees in 'n stad kan ry nie, die verkeer kan aandrif nie. En al wat my pa gesê, hulle ken nie die vrou, hulle ken haar soos ek haar geken het. As ek dink, wat sy gedoen het, dan sê ek, maar daarom gaan ek die pad aandurf Port Elizabeth toe, om haar begrafnis by te woon. En dit is wat die Here van ons verwag. Ons moet terugdink aan wat die Here vir ons gedoen het. En as die Here van my iets vra, dan dink ek terug. Maar die Here was ons al goed vir my. Daarom gaan ek hierdie ding doen. Daarom gaan ek my hand in die sak steek en my beste vir die Here gee. Daarom gaan ek my hand in die sak steek en my offer ingooi. En my beste gee. Nie my tweede beste nie, want ek is dankbaar teenoor die Here. Dankbaarheid is 'n leefwysheid, ek kan nie begin gesê. En die Samaritaan wat omgedraai het 'n verandering gemaak. En weet u wat gebeur wanneer 'n mens omdraai? Jy swem teen die stroom. En baie kere is dit nodig. Mense gaan nie met my saamstem soms nie. Hulle gaan nie saamstem nie. Hulle gaan vra, weet die vrou, weet die man wat ek doen nou. Maar omdat ek die opdrag gekry het van die Here af, daarom gaan ek omdraai om vir die Here te gaan sê dankie. Om daardie rede gaan ek omdraai. En soms beteken met dankbaarheid, soos ek gesê het, die Samaritaan het alleen omgedraai. Die 9 het nie die nodigheid geag om te draai nie. Maar, en die ergste van alles, hy was nie die Jood nie. Hy was 'n vyand van die Jood, maar nogtans het hy omgedraai. So dankbaar was hy. En soms is dit nodig dat ek so dankbaar moet wees, dat ek vir mense moet sê, ek is jammer, my broer en suster. Maar ek kan nie nou opgee nie. Ek kan nie nou saam met jou stem nie, want ek is te dankbaar teenoor die Here. En hy het nie eenmaal gedink aan wat almal gaan
sê nie, hy was te dankbaar. Broers en susters, wanneer ek wil afsluit, mag my dankbaarheid nooit meer gaan wees nie. Soms dan sê ons met ons tong en ons lippe, dankie, ek is dankbaar. Maar dan doen ek niks nie. Ek doen niks nie. Ek sit arms gevou en dankie sê. En dit is wat die Here nie van ons verwag nie. Maar mag dit 'n omdraai van my hart en van my lewe wees. Amen.
die tweede olie. En daar word elke keer 'n oproep gedoen. Maar
dat die Here in diegene se harte ook sal werk, laat hulle daar sal uitkom. Ons moet nie altyd net teen ons storm vaskyk nie, want gewoonlik kyk ons teen ons storm vas, en ons vergeet die mooi wat daar is in die boodskap, wat is die musiek en sang vir ons bring. Dan, ek weet nie Suster Trudy nie, ek wil vir Suster Trudy en haar familie sê baie dankie vir die blomme wat hulle gelos het vir ons, want weet jy, ons was nogal in fiets, sal ons sê fiets, en daar kom die Here en los het op vir ons, deur die middel van Suster Trudy en haar familie. Baie dankie. Dan het ons ook skenkings gekry uit die gemeente, en ons is baie dankbaar vir die skenkings, want daar was 'n oproep gedoen en daar is geantwoord. Dan, die Wendy skof ons altyd so met haar familie, maar kom ons gee vir haar moment. Ons vir Bokkie is nou nie hier nie, maar ek hoop Bokkie se familie, wat papa sit op ons daar, vir hom sal sê baie dankie vir hom en sy familie, wat die opoffering gedoen het, om weer bietjie te kyk hierna. So die innerlike mens sal ook versterk word. Hy het baie moeite ingesit, daar is baie opgeoffer, so baie dankie vir u ook. En ook vir die feit dat u die tyd uitgekoop het om my kortlistig tyd te kom, om hier die verjaardag saam met ons te deel. Dan vir ons, en ek wil hê, die dames moet asseblief staan, want ek sien die een sit in die banke, ons streeksbestuur. Suster Emily, Suster Marie en Suster Letitia, hulle sit in moeilik, hulle moet staan, dat die gemeente hulle kan sien. Dit is nou ons streeksbestuur, wat ons vroue nou bestuur in hulle tyd. En ek weet, hulle doen 'n goeie werk. En ons almal, soos die vroue hier staan, sal u net ondersteun, want u doen dit ons nie vir ons. U doen dit aan die minderheid vir ons, maar die meerderheid vir die meeste. En dan wil ons weer eens juffrou is nog jong, baie jong, so sy kan ook vir ons staan. Die gemeente, dit is nou ons sekretaresse op sy modevlak. En jy kan ook so toe kyk, dat hulle die glimlag kan sien. Dis 'n baie mooi glimlag. Juffrou is altyd, julle ek het nog nie vir juffrou gesien, met 'n vrye bekkie. So sê die ander, wat sal ek sê altyd? Sê glimlag altyd so. En dan, die laaste maar nie die minste nie, vir die gemeente, baie dankie vir u geduld. En nou, wil ek gou ietsie saam met jou. Kyk, ek was onlangs by 'n begrafnis. Ek moes nou die bedankings doen. Ek was by 'n begrafnis gewees. En daar het iemand die bedankings gebring. En die persoon sê, ek wil nou nie die name noem nie, want dit is baie bekende mense. Baie bekende mense. En die persoon sê, die oorledene was altyd uitgesoek om, wat sê hy sê, die Haldeblyk, dankie broer, die Haldeblyk te bring. En dan moet hy sommer die bedankings ook doen. En toe sê die oorledene in sy lewe natuurlik, maar luister, as hy iemand is, ek het nou vir Bokkie gesien inkom, so Bokkie, baie dankie, ons het jou bedank, die familie gaan die boodskap oorgee.
Maar die persoon het altyd gesê, luister, as hier nou iemand is in die gemeente wat met dankie gesê word, en ek het nou nie dankie gesê, steek op jou. En daarmee staan ek af, baie dankie sissies, vir julle oorlike samewerking. Onze Vader wat in die hemel is, Here onze Here, hoe lieflik klink die naam, oor die ganse aarde. Here Jesus, ons kom vanmorgen met dankbare harte na U toe, Here. Here, ons kom vanmorgen vir U sê baie dankie dat U so gespreek het deur die spreekbuis namens Juffrou Andries. Here, baie dankie vir die woord, want die woord is die waarheid en die waarheid maak ons vry. So baie dankie, Here, dat ons vry kan wees vanmorgen. Here, dankie dat U vir ons, in Psalm 91, so bemoedig en sê, as ons by U die Allerhoogste, ons skuiling vind, en ons vernag in die skadu van die Almagtige, dan kan ons vir U die Here sê, U is ons rots, en U is ons skuilplek, en U is ons God op wetenskap. Here, baie dankie dat ek vanmorgen so die bedroefde families, Here. Here, die Nobles, die Jobs, Here, die Dixons, Here, en die Erasmus, Here. Here, U sê in die woord, U is naby die wat gebroken is, Here Jesus, en U verbind hulle wonder. Baie dankie, Here, dat U ook hulle nooit sal begewe en nooit sal verlaat, Here. Here, baie dankie dat U ook met die siekes is. Here, ja, U, deur U wonder, het daar vir die siekes genesing gekom. En ons eer U daarvoor vanmorgen, Here. Ons loof U en ons prys U, Here. Want wat sal ons U vergelde vir al U weldade? Here, U het ons net minder as 'n hemelse wese gemaak. Dankie, Here, dat U ons met eer en heerlikheid doen. Here Jesus, nou wil ek vir U baie dankie sê vir Juffrou Wendy se ouers wat van ver gekom het. Here, ook vir die susters wat uit Blakkie gekom het. Here, die susters hier in Rosemore, Here. Almal wat van ver af gekom het vanmôre, Here, om ons te kom besoek. Ag, Here, wil U vir hulle 'n lig op hulle pad en 'n lamp voor hulle voete wees, Here. Here, dan kom U in ons in, deurgrond ons o God en ken ons hart. Here, toets ons en ken ons gedagtes, Here, en bly by ons, Here. Skep vir ons 'n rein hart, o God. En gee opnuut in die binneste van ons vaste gees, Here. Verberg U aangesig van ons, Here. En neem die Heilige Gees nie van ons af, Here. Maar die liefde van Jesus is so wonderbaar. U het ons so lief, Here, dat U U seun gegee het om aan die kruis van Golgotha te sterf vir ons sondes. Daarom kan ons vry wees. Dankie, Here,
dat U ons vrygemaak het. U het ons vrygekoop, liewe Here. Here, so ons kom nou, Here. En ons vra vir U, ons gaan nie vra om nie ons te verlaat nie, Here, voor U ons nie geseën het nie, liewe Here. Here Jesus, dit vra ons nie omdat ek het verdien, Here, maar bloot uit genade. En in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Voordat Marie die seën gaan uitspreek, dit beloof ek aan die name lees nie. En gou vinnig die name lees van die sissies wat ons oor uitgegaan het. Johanna Boysen, Betty Bredingkamp, Johanna Brits, Rose Prasen, Alice Karelse, Frida Dreyer, Margaret Fortuin, Frederika Vrij, Betty Harmse, Margrieta Hartnick, Mita Hendricks, Katrina Hinza, Frederika Heinz, Sabo Isaacs, Spas Jansen, Victoria Jansen, Sarah Kivitz, Ellie Lewis, Sally Leiters, Christina Marx, Magdalena Malgas, Eileen Mackenzie, Jacoba Mintoor, Ella Pritchett, Clara Prins, Annie Prinsloo, Sheila Simon, Sybil Skeepers, Diana Snyders, Annie Witboy, Katrien Bordenkamp. Baie dankie vir hulle gewyde diens vir die Here. Dankie man. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons van die seën van die Here. Die Here sal u seën. Die Here sal u beskerm. Die Here sal op u redding verskyn en die genade wees. En nou maak die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees sy bly tot in alle ewigheid. En ons almal aan die koms van ons Verlosser verwag. Sê Amen.